Goeiedag aan elkeen wat inskakel om vandag na hierdie oordenking te luister. Ek groet en seën u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is nou 10 dae voor Kersfees. Dit was oor jare heen bekend dat in hierdie feesmaand baie mense vir verskeie redes eensaam voel, soms in erge depressie verval en ook selfs selfdood oorweeg of doen. Ek wil graag deur hierdie oordenking poog om vir elkeen wat 'n geliefde aan die dood afgegee het, 'n nuwe perspektief of fokus vir hierdie tyd, maar ook vir die toekomstige tyd te bring. Omdat ek self 'n jaar deur die trauma en verlies van my geliefde eggenoot Lies na 44 jaar se getroude lewe leef, kan ek regtig uit my hart met jou gesels. En as jy nog nie 'n geliefde aan die dood afgestaan het nie, is hierdie fokuspunt vanoggend ook vir jou. Want die werklikheid is dat as Christus vertoef om te kom, die skrif vir ons leer dat die mens bestem is om in ons aardse tentwoning eenmaal te sterf en daarna voort te leef in die heerlikheid van God. Daarom vra ek dat alhoewel baie van u vandag na u werk sal gaan, u tog vanaand 'n tyd sal afstaan om te luister na 'n gesprek met professor Stefan Joubert van Ekerk, wat ek vir u plaas en wat sterk antwoorde gee oor die verlies van 'n geliefde en die lewe daarna. Verder plaas ek ook vir u 'n liedjie waarvan die woorde deur Monique de Jong, ons stervoorsanger, geskryf is. In die gesprek met Stefan Joubert benader hy die onderwerp wat so baie van ons lewens raak, vanuit die oogpunt van God gesien, as ook vanuit ons oogpunt as mens wat die verlies beleef het, hoe ons daaroor moet dink en besin. Van my kant af wil ek net ook 'n derde perspektief vir u bring, en dis dan spesiaal my boodskap aan jou. Daar is ook 'n derde perspektief, en dis die perspektief vanuit ons geliefde se oogpunt, wat in fisiese persoon nie meer by ons is nie. En ek lees vir u hierdie goed bekende skrif uit Romeine 8, verse 38 en 39 voor, waar die apostel Paulus die volgende skryf. Want ek is oortuig, skryf hy, dat geen dood, of lewe, of engele, of magte, teenswoordige toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, ons kan skei van die liefde van God nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons se Here. My boodskap aan u vanmôre is die volgende. Moenie net fokus op jou eie verlies en rou nie. Probeer ook kyk daarna vanuit die oogpunt van ons geliefdes wat gesterf het. Hulle het hier op aarde gelewe, en gelees gerus weer Romeine 14 vers 1 tot 12. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. En die dood kon hulle nie van Christus skei nie. Net soos wat hulle in Christus geleef het, was die dood maar net die portaal waardeur hulle ingestap het in die ewige persoonlike heerlikheid van Christus. En dan is daar so 'n groot vrede in my hart en 'n dankbaarheid dat my geliefde op hierdie Kersdag geen pyn, die vernedering wat 'n lang sterfproses bring, of enige ander smart meer beleef nie. Ek sien haar in my gees in die teenwoordigheid van Christus, mooier as op haar mooiste ooit op aarde en met onuitspreeklike vrede en geluk. En daarom gaan ons hierdie Kersfees vier, nie rondom ons pyn of verlies nie, maar gefokus op Jesus wat juis gekom het om hierdie wonderlike ewige lewe vir ons te skenk.
Lig jou kop op, medegelowige. Die Here is met ons en met ons geliefdes wat nie meer by ons is nie. Hy alleen kry daarvoor die eer. Mag hierdie gesprek met u en die gesprek waarna ons gaan luister van Stefan Joubert en die lied waarna u luister, sommer groot berusting, moed en hoop in jou hart bring in hierdie feestyd. Ek groet u. Shalom, vrede vir die elkeen. Tersius. Ons almal is mens met gebroke harte, of dit nou verlies, kwaad of onseker, is dit hy wat verstaan. Jesus neem en gee, ons het soveel vrae, dis so seer en hoe kan dit heel? Net hy is die een wat rus en vrede gee. Lê dit neer, al jou pyn en seer. Ons verstaan nie altyd hoekom het gebeur. Lê dit neer, al jou kommer en vrees. Jesus ons vertrooster. Kom heel die seer. Hy wag vir jou, hy nooi jou uit om na hom te kom op jou knieë, om het voor sy voete neer te lê, om jou te heel. Lê dit neer, al jou pyn en seer. Ons verstaan nie altyd hoekom het gebeur. Lê dit neer, al jou kommer en vrees. Jesus ons vertrooster. Kom heel die seer. Kry jou rus in hom, gee dit oor aan hom. Sy arms is om jou gevou, met soveel liefde en so getrou. Lê dit neer, al jou pyn en seer. Ons verstaan nie altyd hoekom dit gebeur.